Nou ja, goeiedag vriende. Ek gaan vandag 2 opnames maak. Ons gaan 2 belangrike goed bespreek. Die eerste ene is ter inligting wat die agtergrond sal vorm van dit wat ek in die tweede opname gaan doen. So die eerste een gaan ek praat oor die heilige dae van Levitikus 23 en die betekenis van die woord Moed, wat die titel is wat God hierdie dag gegee het, Moedim, meervoud. En dan gaan ek in die tweede opname gaan ek die profeseë wat Messias uitgespreek het in Matteus 24, gaan ek bespreek relevant tot die dae van vandag. So kom ons begin eers met Levitikus 23. En Levitikus 23 gee die Vader sekere heilige dae wat onderhou moet word as die teken van die verhouding met hom, waarvan die heel eerste een die Shabbat is. En vandag se opname gaan nie gaan soseer oor die Shabbat nie, alhoewel ons gaan begin daarmee. En kom ons begin, ek gaan so vat aan Paasfees en Kersfees, net so vanaf vandaan, alhoewel ek op 'n ander stadium 'n opname gemaak spesifiek relevant tot dit. Maar jy weet, die God van die Bybel, in sy genade, almal verkondig dat hy 'n God van liefde is en dat hy 'n God van genade is. Maar ons delf nie diep genoeg om te sien hoe groot is die God van die Bybel se genade werklik nie. En so gaan die algemene kerk en sê dat die Ou Testament is nie meer van toepassing nie, en daarom is die Sabbat nie meer van toepassing nie, en daarom is die heilige dae nie van toepassing nie. Dis Joodse dae, want dis Joodse wette. En ek het in die vorige opnames het ek bespreek dat dit nie Joodse wette is nie. Joodse wette is halaga, waarvan Paulus praat, en dat hierdie is die Ou Testamentiese wette wat God sê jy moet onderhou as die teken dat jy verhouding het met hom. So kom ons kyk na die betekenis van dit. As ons gaan voor Levitikus nog, in Exodus kry ons 'n verhaal van Moses wat in Egipte is, waar die Vader vir hom sekere goed sê wat baie relevant is tot dit wat ons vandag bespreek. Ons sien 'n herhaling van hierdie dae waarvan hy praat met Moses, sien ons die bevestiging daarvan in Levitikus, en dan sien ons weer 'n keer in Deuteronomium word dit weer aangehaal, en in Numeri ook word daarvan gepraat. So dit is baie belangrike tye. Maar wanneer jy die Hebreëse Bybel lees, dan sal jy sien dat die naam van hierdie dae in Levitikus 23 word genoem Moedim. Moedim wat meervoud is met die im agteraan, of 'n ot agteraan sal wees meervoud. Die een is manlik, die ander is vroulik. En die Moedim beteken meer in Afrikaans vasgestelde tye of afgespreekte tye, soos wanneer jy 'n afspraak het met 'n prokureur of die hof of 'n spesialis of jou dokter of jou tandarts. Dis vasgestel, jy moet dit bywoon, jy moet daar wees, anders kry jy nie die benefit van dit nie. Nou wanneer ons in Exodus kyk, dan sal ons sien dat die Vader sê vir Moses dat, en in 'n spesifieke punt, as ek reg onthou, Exodus 12 rondom, sê hy, vandag is die eerste dag van die eerste maand, die begin van alles, en ek paraphrase nou. En so sal ons sien dat hy noem hierdie dag 1 Aviv, en Aviv is 'n aanduiding van die begin van die lente. En ek is ook van die opinie, en ek moet sê ek ondersteun die idee dat dit die dag is waarop Messias gebore is, en dit sal definitief inpas in dit wat ons lees in die evangelieboeke van wat gebeur het, soos die wyse manne wat kom van die ooste af, ons lees van die skaapwagters in die veld. Dit pas absoluut daai periode, wat dan meer Maart sal wees, en spesifiek die datum waarna gekyk word, sal ek op 'n ander datum bespreek. Maar hy sê dus, vandag is die eerste dag van die eerste maand, die begin van alles, en dit is 1 Aviv. Later in Babylonië is die naam Aviv verander na Nisan toe. Is dieselfde maand, net 'n ander naam. En die Vader sê vir hom, vandag is 1 Aviv. En dan sê die Vader vir Moses op 10 Aviv. 10 Aviv moet jy die lam uitkies wat geslag gaan word op Pesach, op Paasdag. Dit is op die 14de Aviv. En dan sê hy, op die 14de Aviv, wanneer die son besig is om onder te gaan, moet die lam geslag word, en hy moet gaar gemaak word op 'n vuur. Hy mag nie gekook word nie, en alles moet geëet word. Dit moet nie oorbly tot die volgende môre nie. In Levitikus 23 kry ons 'n herhaling hiervan, waar die Vader sê op 10 Aviv moet die lam gekies word. Hierdie is van kardinale belang.
Dan op 14 Aviv sê hy die lam moet geslag word teen sononder, wat dan die paaslam is, en hy moet gaar gemaak word oor 'n vuur, mag nie gekook word nie, en hy moet geëet word nadat die son gesak het, wat dan die 15 Aviv is, want die Hebreëse dag begin nadat die son gesak het, wat dan beteken dit is die fees van Matzah, ongesuurde brode, wat op 15 Aviv is, en dan die norm is dat die volgende dag, die 16 Aviv is normaalweg dan Bikurim, die fees van eerste vrugte. Wat ons moet oplet is die 14 Aviv, wanneer dit Pesach is, wanneer die son sak, is dit Matzah, ongesuurde brode, wat 'n 7-dag fees is. So ten spyte van die 7-dag fees wat uitgevoer moet word, wat simbolies is van sondevryheid. So jy moet ontslaa raak van die gamets, die leavening agent. Ek dink die naaste wat ons aankom in die Afrikaans is die suurdeeg, maar dis nie heeltemal akkuraat nie. Is die mense wat weet hoe suurdeeg broodjie werk, daai blommetjie wat jy het, wat jy die suurdeeg rys, dit is gamets. Daai bietjie wat jy insit in die deeg en om dit te laat rys, dit is gamets. So vir 7 dae mag jy glad nie gamets in jou huis hê nie. Dit is simbolies van ontslaa raak van die sonde, en jy moet dit dan so doen. En dan normaalweg, soos ek sê, is 15 Aviv is die begin van Matzah, 7-dag fees, en dan die 16 Aviv is normaalweg Bikurim. Hier is die relevantie van dit. Wanneer ons kyk na die Moedim, en ons kyk eerlik daarna, en ons gaan vergelyk dit teen dit wat ons in die Nuwe Testament kry, die evangelie en alles wat ons vertel word daar, sal ons sien dat die doel van die Moedim, die heilige dae, Levitikus 23 heilige dae, het die Vader in sy genade vir ons redemption history, ons tydlyn van verlossing het hy vir ons uitgestip. En dit is so kardinaal om dit te besef. So kom ons gaan vorentoe, 'n paar 100 eeue vorentoe, vanaf Levitikus 23 se dae. Ons vind, en soos ek sê, ek is van die opinie dat Messias het die 1 Aviv profesie vervul deur gebore te word op 1 Aviv. En ek sal 'n opname maak wat ek my opinie gee. Ek kan dit nie bevestig nie, maar dit is alles in lyn met die profetiese implikasie. Maar wat jy wel kry, is ons kry hierdie verhaal van Messias en die disippels wat op reis is na Jerusalem, en dit is in die week wat hy gekruisig is, wat hy opgestaan het, die dood oorwin het. En ons kry die verhaal van waar hy ingaan in Jerusalem op die esel. Ons kry hierdie verhaal waar die mense hom inwag met palmtakke en hulle gooi klere neer, en die punt word gemis. Want wat hulle sing terwyl hy inkom is Hosanna, of Hosiana, soos hy vertaal word in die Afrikaans. En Hosanna beteken, wees ons verlossing. Hoekom sal hulle nou spesifiek dit vir hom sing? Hoekom die esel? Hoekom hierdie hele storie? Hoekom op hierdie spesifieke dag? Want jy sien, Jesaja het geprofeteer dat hy op 'n esel sal inkom, en dat dit die Messias is wat so sal inkom. Ons sien dat die woorde Hosanna, wat beteken wees ons verlossing, en sonder dat hulle besef wat hulle doen, vervul hulle die profetiese implikasie van 10 Aviv, die kies van die lam. Want deur vir hom te sê, wees ons verlossing, kies hulle hom as die lam wat geslag moet word vir die sondes van die menseryk. En gaan kyk maar, daai dag toe hy op die esel ingegaan het, was presies op 10 Aviv. Ons kry dan die verhale waar hulle dan die ete gaan eet wat gesê word is die paasmaal of die laaste maal, wat nie die paasmaal kon wees nie. Die maal wat hulle geëet het staan meer bekend as die Seudah HaMatzechet. Ek sal nou 'n bietjie praat oor dit. Ons kry dan die verhaal waar hy dan aan hierdie maal deelgeneem het, waar hy na die tuin van Getsemane toe is, waar hy gaan bid het, gesweet het soos bloeddruppels, waar hy angsbevange was, waar hulle gekom het om gearresteer het. Ons kry die hele verhaal waar hulle hom gevat het na Kajafas, of Kajafas soos dit in die Afrikaans is, die ongeldige hoofpriester, wat deur die Romeine aangestel is, wat nie 'n Levitiese priester was nie, by the way, en waar hy aangekla is, waar hy gevat is na Pontius Pilatus toe, en ons ken die hele verhaal, waar hy dan gemartel is, waar hy dan
nie noodwendig skuldig bevind is nie, maar waar hy ter dood veroordeel is, waar hy gepynig is met die kastyding, en waar hy toe op die einde die kruishout moes dra na Golgotha toe, waar hy gekruisig is. Interessant genoeg sien ons dat hy gekruisig is op 14 Aviv. Interessant, want 14 Aviv is die dag wanneer die lam geslag moet word by die tempel, wat dan sal dien as die sondeoffer vir Israel. En so vind ons dan 'n interessante verhaal dat op die 9de uur het hy sy asem uitgeblaas. Nou wanneer ons gaan kyk na die geskiedenis, en 'n geskiedkundige Flavius Josephus het geskryf daaroor dat omtrent 250 BC het die Kohen Hagadol, die hoofpriester, het hy die tyd van die slag van die lammers verander van sononder tot 3 uur. Want daar was op daardie stadium toe hy die reël verander het, al so iets soos 250.000 lammers wat geslag moet word, en daarom het hulle dit verander na 3 uur toe, sodat hulle deur al die lammers kan kom, en dan die lammers gaar gemaak kan word, om gaar te wees wanneer die son sak, want dan is dit matzah, 'n hoogheilige Shabbat, waar jy nie mag kook nie, en dat die dier geëet moet word nadat die son sak. Nou hier is die realiteit, hoekom ek sê dat die ete wat hulle geëet het, kon nie die paasete wees nie, want die Levitikus 23 instelling van die Vader, van die Moedim, is dat die lam moet geslag word teen sononder, hy moet gaar gemaak word, hy moet geëet word nadat die son gesak het, wat dan beteken dat die fees van matzah, ongesuurde brood, het reeds aangebreek, en op daardie stadium, toe daai maal geëet is, toe is hy reeds in die graf, so hy kon nie deelgeneem het aan dit nie. En 'n interessante ding is wanneer jy dan gaan en jy gaan doen jou huiswerk, en jy gaan kyk wat se ete is dit wat hulle geëet het, wat dan sal jy vind dat dit 'n Galileër tradisie was, Shuda Hamapshechet, wat dan vertaal kan word as die laaste maal of die maal van die eersgeborene, nogal albei van hulle wat van toepassing is. Interessant genoeg, as jy teruggaan in die geskiedenis, sal jy vind dat die Talmudim, die disippels, almal van hulle Galileërs was, en almal van hulle deelgeneem het hieraan. En die tradisie van die Galileërs was, omdat hulle van Galilea moes reis na die tempel toe vir Pesach, het hulle 'n tradisie gehad, Shuda Hamapshechet. So hulle het 'n lam geslag, hulle het hierdie maaltyd geëet, 24 uur gevas, waar tydens hulle gereis het na Jerusalem, na die tempel toe vir die Pesach, en dan het hulle aan die Pesach deelgeneem. So die ete wat hulle geëet het, was eintlik die Shuda Hamapshechet, en as jy dit so toepas, sal jy sien, daar is meer as genoeg tyd vir om die maaltyd te hê, die instelling van dit wat ons ken as die nagmaal, en dan was daar genoeg tyd ook vir hom vir die tuin van Getsemane, waar hy gaan bid het, waar die disippels aan die slaap geraak het, waar hy gesweet het en angs gehad het, waar hy gearresteer is, gevat is, gemartel is, en die hele proses waarvan ons lees. Dan pas alles in. Interessant genoeg dan sal ons sien dat hy 3 uur sy asem uitgeblaas het op die 9de uur, en 3 uur op presies die minuut van 3 uur het die eerste lammer ook met sy lewe geboet by die tempel. En interessant dat die Vader dit so bewerk het, dat dit alles gesinkroniseer is. Dat 3 uur toe hulle daar die lammerslag by die tempel, die parochet, die gordyn by die allerheiligste skeer. Ek kan my net indink die verskrikking wat daar was. Jy het nou net 'n lammer geslag, en hier gebeur al hierdie aardbewing en hierdie breek van die tempel kusyne en jammer, en dan die skeer van die allerheiligste se gordyn. Ons vind dan nog 'n interessante ding wat volop tyd was. Jy sien, Christendom probeer al vir eeue om die 3 dae en 3 nagte te laat inpas in hulle goeie Vrydag en dan die opstanding op Sondag. Maar omdat hulle weier om te gaan en te gaan kyk wat het werklik daar gebeur, en geskiedkundiges soos Flavius Josephus se skrywes na te gaan om te sien wat het gebeur, en dan die Levitikus 23 tydlyn toe te pas, dan sal ons vind dat Flavius Josephus het op rekord geplaas dat daardie dag toe Messias gekruisig is, die dag daarna, onmiddellik na Pesach, was die weeklikse Shabbat, en dit gaan juis oor die Shabbat, wat hulle dit nie daaroor wil praat nie, want die Shabbat is mos nou nie meer nodig nie, ons is mos nie meer onderhewig aan dit nie. Messias was onderhewig daaraan.
Dis hoe die 3 dae en 3 nagte inkom. Wat outomaties gebeur het, is toe die weeklikse Shabbat gebeur na Pesach, of na Matzah, toe skuif Bikurim, die eerste vrugtefees, skuif toe een dag aan. Wat beteken het dan dat die eerste vrugtefees, Bikurim, geval het op die Sondag. En so het Messias 3 dae en 3 nagte gespandeer in die graf, en hy het opgestaan as die eerste vrugte wat die tweede dood oorwin het, en dit was die fees van eerste vrugte, en so tot op datum van die eerste vrugte vervul hy die implikasie van 1 Aviv, 10 Aviv, 14 Aviv, 15 Aviv, die 3 dae en 3 nagte profesie, en jou wrintie waar vervul hy ook die Bikurim profesie. Maar dit stop nie daar nie. Want die volgende heilige dag wat geprofeteer word is Shavuot, die fees van weke wat in die Grieks bekend staan as Pentekost. 50 dae na Pesach is dit Shavuot, en ons kry dat Messias het opgestaan uit die dode uit, en ons ken die hele verhaal hoe hy homself geopenbaar het aan die Talmidim, die disippels, en hoe hy saam met hulle gewandel het en sy finale werke gedoen het. En ons kry 'n verhaal van waar hy hulle vertel dat hy moet teruggaan na die Vader toe, en hulle vra hom hoekom, en hy sê die volgende ding: want as ek nie gaan nie, kan die Vader nie vir julle gee wat hy julle beloof het nie. So hier's waar die belangrikheid daarvan kom. In Handelinge verander die titels van die disippels van disippels af na apostels toe. Nou apostels, alhoewel dit min of meer sê wat die Grieks daarvan wil sê, is dit nie heeltemal akkuraat nie, want die woord apostel kom van apostolos af, en dit is 'n titel van 'n ou wat in 'n hawe gewerk het, verwant aan skepe. Dit gee nie die Hebreëse woord weer wat werklik daar hoort nie, en as jy wil weet wat daar hoort, kan jy gaan kyk in die Greek Septuagint, die lexikon, gaan kyk waar oral kry jy die woord apostolos, en jy sal in die Ou Testament kry word die woord apostolos gebruik in die plek van die Hebreëse woord shaliach, wat beteken vol agent. So wat die Messias doen, hy sê vir hulle, julle is my shaliach, julle is my volagente, en daarom kon hulle die wonderwerke doen wat hulle gedoen het. Maar relevant tot die dag van Shavuot, sê hy vir hulle, julle bly in Jerusalem, julle gaan nêrens heen nie, want dan kan julle ontvang wat die Vader julle beloof het. En dan vind ons dat op die dag van Shavuot, die dag van die fees van weke, op daardie dag, kom die Heilige Gees af. Hy gaan in hierdie shaliach of hierdie apostels in, en hulle praat in tale. Nog 'n vals doktrine wat deur baie opgehou word, is dat hulle in tale gepraat het, soos die gebrabbel wat ek al gehoor het in van die kerke. Is nie waar nie. Jy sien, daar's 'n relevantie tot dit wat in Handelinge gebeur, wat die mense vergeet. Al die mense wat daar rond gestaan het, was Jode. Die eerste 3000 wat gewen is vir die evangelie, vir die prys van Messias, was almal Jode. Hoe kan ek so seker wees van dit? Want nommer 1 was dit Shavuot, wat 'n Chag is. 'n Chag word staan bekend as 'n pelgrimsfees. Daar's 3 van hulle, waarvan Shavuot definitief die een is. Matzah is die eerste een, dan kry jy Shavuot. Hulle is daar van die diaspora af, dit is almal Jode wat daar was om die Chag by te woon, die heilige fees by die tempel. En hulle kom van die diaspora af, almal van hulle kon nie Hebreëus praat nie. En gaan lees bietjie wat sê Handelinge vir jou. Die mense staan daar en hulle luister hoe hierdie apostels met hulle praat in hulle eie taal. So dit was nie 'n gebrabbel wat hierdie tale is wat ek altyd in kerke gehoor het nie, dit was in die tale van die mense wat daar gestaan het, sodat almal ontvanklik kan wees vir die evangelie wat verkondig word. En so word die eerste 3000 siele gewen, wat almal Joodse siele was. Ons sien later in Handelinge 10 en 11, wat verkondig word, dit gaan oor kos, niks met kos uit te waai nie. Daar sien ons dat die Goyim, die nie-Jode, ingesluit is in die belofte met die ontvang van die Heilige Gees daar. So relevant tot die Moedim, hierdie heilige dag van Levitikus 23, is daar dan 'n paar dae wat uitstaande is. So ons sit op die oomblik, sit ons met, volgens my opinie, 1 Aviv wat vervul is. Ons sit met 10 Aviv, 14 Aviv, 15 Aviv, 16 Aviv, ons sit 50 dae later met Shavuot, maar dan is daar nog 3 heilige dae, volgens die Moedim, wat nog nie vervul is nie.
en hulle lê in ons toekoms. En dit is Yom Teruah, die fees van trompette. Die Jode noem dit Rosh Hashanah, maar dit is nie noodwendig relevant tot dieselfde dag nie. En dan is daar Yom Kippur, the Day of Atonement word dit genoem. Ek het 'n ander opinie oor dit. En dan Sukkot, die fees van hitte of die fees van tabernakels. En hier is die relevantie van dit. Jy sien, die kerke vertel vir jou dat die dag en die uur is onbekend. So dit kan enige jaar wees, dit kan enige dag wees, dit kan enige uur wees. Not true, kan nie wees nie. Jy sien, God is 'n God van getrouheid. Hy sê vir jou, ek is die God wat was, die God wat is, die God wat sal wees, altyd dieselfde. Sy beloftes is akkuraat, dit wat hy sê is akkuraat, die tye wat hy gee is akkuraat. Nou hoe dan nou? Hoekom sou Messias dan sê, as ons dan nou min of meer weet wat die dag of die uur mag wees, hoekom sou hy dit dan gebruik as 'n verwysing? Jy sien, die eerste van die 3 heilige dae wat nog nie vervul is nie, is Yom Teruah. Gaan doen 'n bietjie julle Google huiswerk. Dan sal jy sien dat Yom Teruah is die dag waarop God sê dat die dag en die uur is onbekend. Jy sien, hy gee nie 'n spesifieke datum vir Yom Teruah nie, want Yom Teruah word aangedui deur die maan. En wanneer jy die Bybel lees, dan ek dink dit is veronderstel om in die Afrikaans en Engels ook so te reflekteer. In die Hebreëus vertel hy vir jou dat is 'n nuwe maan. 'n Nuwe maan in die Hebreëse konteks is die donkerste maan wanneer daar geen silwer op die maan is, geen weerkaatsing op die maan is nie. Jy sien net die beeld van die maan. Dis die nuwe maan. En die dag en die uur is onbekend, want daardie dag en uur kan enige tyd wees binne 2 of 3 dae. Wanneer die silwer op die maan verskyn, die maan word in daardie dae dopgehou deur 2 getuies. Interessant, weer waar tot die karakter van God en die instruksie van God 2 getuies, hou die maan dop, en wanneer hulle saamstem dat die silwer streepie op die maan gevorm het, dan blaas hulle die ramshoring. Interessant, dit is dan die aankondiging van die Yom Teruah, die dag van die fees van trompette. So wat ons wel weet van die fees van trompette is nommer 1 is dat dit in die aand gebeur, dat dit die dag en die uur daarvan is onbekend, dat dit aangekondig word met die ramshoring. So dis die volgende dag wat vervul moet word. Wat lees ons relevant tot die dag en die uur wat onbekend is en die wederkoms van die Messias? Punt nommer 1 is dat die dag en die uur is onbekend. Wat hy dan sê is hy moet kom op Yom Teruah ter vervulling van die profetiese implikasie van Levitikus 23. Dis nommer 1. Nommer 2 lees ons in Openbaring dat wanneer hy kom hy in die donker van die nag. Hy kom soos 'n dief in die nag, sê hy, né? Hy sê dat hy kom met die swaard en dat sy koms aangekondig word deur die ramshoring. Interessant genoeg dat al hierdie dinge wat hy sê 'n aanduiding is van die dag van Yom Teruah, die fees van trompette of die fees van Rosh Hashanah, soos die Jode dit noem. Maar met respek tot hulle en tot hulle verdediging, het die 2 Rosh Hashanah en Yom Teruah niks met mekaar uit te waai nie. Is 2 verskillende kalenders wat die een nie ewel maak nie. Soos wat ons skoolkalenders het en besigheidskalenders het en jaarkalenders het hulle ook die verskillende kalenders. So moet nou nie 'n doktrine daaraan koppel soos wat party dit doen nie. Die volgende dag wat ons kry is Yom Kippur. Dis die heiligste dag van die jaar. Yom Kippur is die fees van atonement, the Day of Atonement, dis die dag van berou. Kom ons analiseer dit bietjie. Dis die dag waarop die 2 enerse bokramme gebring word na die tempel toe. Dis 'n hoogheilige dag. Net die priesters is aan diens. Ons kry dat daar hoe sal ons dit nou sê, 'n coin toss, 'n lotery is amper tussen die 2 bokke. Die ene moet sterf en die ander ene word vrygelaat. Ons kry dan ook dat hierdie 2 ramme, die ene wat vrygelaat word dan gesemiga. Daar word hande gelê op hierdie dier wat dan die oordrag van die sonde van die volk van Israel simboliseer, van hierdie onskuldige dier
wat die sondes vat van die volk van Israel. En dit word dan weggejaag, hy word ingelei in die wildernis in, en die sondes word verwyder van die volk af. Die ander bok, ongelukkig, die eerste een is die sondebok word hy genoem, en dis waar die gesegde vanaf kom. Die ander bok word ongelukkig geslag, en hy word geoffer, en sy bloed word dan besprinkel oral op die heilige utensils, is die Engels, die gereedskap van die tempel, en is ook die enigste dag waarin die hoofpriester, die Kohen Hagadol, in die heilige van allerheiligstes kon ingaan in die teenwoordigheid van God homself. En die verbondsark, wat met die tweede tempel nie daar was nie, die verbondsark dan besprinkel met die bloed van hierdie ram, en so dan die sondes verwyder. Net so interessante tidbit, 'n stukkie inligting is dat dit is gevind in rekords dat die hoofpriester 'n tou om sy middellyf gehad het of om sy enkel gehad het. So die Vader het gesê as hy met sonde daar inkom, dan gaan die Vader hom straf met die dood, en niemand anders mag in die allerheiligste ingegaan het nie. So wat hulle gedoen het, hulle die tou om hom gesit, sodat as die Vader hom bestraf met die dood, dan kon hulle hom uittrek sonder dat hulle nodig het om daar in te gaan en self ook sterf. Wat ons ook vind op die dag van Yom Kippur is die offer van die rooi koei, dink ek is, ek het nog nie 'n beter woord gekry, die red heifer. Dit is oral in die bespiegelinge van die red heifer wat nou gebore is in Israel. Die red heifer se as, nadat sy verbrand is, word gebruik dan in 'n ritueel om jou te reinig voor die Vader as jy nie teenwoordig van dood is. Maar dis nie deel van die gesprek nou nie. Die volgende feesdag wat ons dan kry is Sukkot, die fees van tabernakels. Is ook 'n 7-dag fees waarin jy in hitte bly en jy reflekteer aan die blydskap daarvan dat die Vader jou onderhou en jou absolute afhanklikheid van die Vader af, soos wat Israel was met die uittog uit Egipte, met hulle 40 jaar in die wildernis. En dit is Sukkot, maar daar's een feesdag wat weggesteek word in plain sight, soos wat jy dit sal noem. En dit is Shemini Atzeret. Shemini Atzeret sal jy sien, wanneer die Vader sê jy moet Sukkot of jy het 'n fees vier, dan sal hy sê dit is 'n 7-dag fees en hy vertel jou om dit te doen, en dan sommer so as 'n afterthought tipe ding sê hy, en op die 8ste dag is dit ook 'n Shabbat en jy moet daardie dag net fees vier. Simbolies is Yom Teruah die koms van die Messias, soos ons sien op die dag en die uur. Ons sien dat Yom Kippur is verteenwoordigend van die dag van die skeiding van die bokke en die skape. En anders as wat daar gesing word, come Jesus, come, om te jubel en te sê, ek kan nie wag nie, is 'n blydag, is dit 'n dag van geween, wat absoluut verteenwoordigend is vir dit waarvoor Yom Kippur staan, the Day of Atonement, wat 'n oordeelsdag is, en dan Sukkot, die fees van tabernakels, is simbolies van die koninkryk, wat regverdiglik daar mag ingaan, dan sal ingaan waar die Messias regeer in die 1000 jaar koninkryk. Wat ons sal sien, is dat Esegiel skryf ook daarvan, dat net die wat daai koninkryk mag ingaan, sal daar ingaan, en die wat nie daar mag ingaan nie, sal nie daar ingaan nie. Hy sê die wat daar mag ingaan, sal daar ingaan, beide die wat lewe en die wat reeds gesterf het. So kom ek sluit af met die volgende gedagte. Wanneer ons gaan kyk na Levitikus 23, gaan ons gaan kyk na die Moedim, die heilige dag, vasgestelde dag, vasgestel deur die God van die Bybel, sal ons sien dat die Moed, die heilige dag wat die meeste bespreek word in die Bybel, is die dag van Shabbat, die 7de dag. Nou gaan kyk bietjie na jou Gregorian kalender wat daar teen die muur hang. Kyk jy wat 'n dag is die linkerkantse dag, die eerste dag, Sondag. Interessant dat die 7de dag is die Saterdag, want reg deur die geskiedenis van die Bybel is die Shabbat, Vrydag aand wanneer die son sak tot Saterdag aand wanneer die son sak. Dit is die enigste dag wat God geheilig het as 'n toewyding aan hom. Ons sien dan dat hy dit die 7de dag van die skepping geskep het, waarop hy dit gerus het, hy eerbiedig dit self. Dat reg deur die Bybel dit die gebod is wat die meeste genoem word van enige gebod, oor die 240 keer
wat hy bevestig dat die Sabbat is die heiligste dag, dit dien as die simbool van die verhouding tussen ons en die Vader, en dat dit so sal bly tot aan die einde van dae. Net as 'n afterthought, ek sal nog 'n opname maak oor die Sabbat ook, hoekom dan die Sondag? As ons daarna gaan kyk, ons almal wat sê ons is Christene en ons onderhou nie die Rooms-Katolieke geloof nie, ek is jammer om jou te sê, jy's Constantinian. Want die verandering van Shabbat af, wat Saterdag is, na Sondag toe, het gebeur deur Constantien, 325 AD, met die Council of Nicaea, het hy dit verander. So as jy die Shabbat nie onderhou nie, en jy onderhou die Sondag, of enige dag, ek het nou die dag 'n ding gehoor van, jy kan enige dag kies, miskien in jou geloof, miskien met die God wat jy dien, die God van die Bybel. Hy sê Shabbat is die Saterdag, of jy dit like of nie like nie, as sekere goed wat jy moet doen, sekere goed wat jy nie mag doen nie, en dit dien as die teken van jou verhouding met hom, en soos hy sê in Levitikus 19 en verskeie ander plekke sê hy, wees heilig want ek is heilig. Daai heilig wees is die keuse wat jy maak om gehoorsaam te wees daaraan, al dan nie. So, gaan kyk daarna, studeer dit, kyk en besluit of jy gaan heilig wees, soos wat God sê jy moet heilig wees, en of jy die heilige daad, die Moedim, gaan volg. Laaste gedagte. Paasfees, soos dit gehou word deur die kerk, met hasies en chocolates en eiers, sweets. Doen jouself 'n guns en gaan kyk na die afgode Ishtar en Astaroth. Gaan kyk 'n bietjie wat word hulle gesimboliseer. So wanneer jy die hasies en die eiertjies en daai goede gebruik tydens jou feesvieringe, dan dien jy eintlik Ishtar of Astaroth, jou keuse. Wanneer ons kyk na Kersfees is 'n fees wat ingestel is deur dieselfde Constantien, wat eintlik 'n afgodsfees is, of jy die stempel daarop sit dat dit die dag is van Messias se geboorte. Hy was nie gebore op daai dag nie. Hy kon nie daarop gebore gewees het nie. As jy die evangelie gaan lees van die skaapherders in die veld, jy gaan lees die wyse manne, kon nie gebeur het nie. Maar as jy besluit om dit te doen, Jeremia 10, gaan lees wat sê die Vader oor die nutteloosheid van die kersboom en die Kersfees ding. So, en selfs in die Bybelse tyd was dit 'n afgodsdiening gewees, en die Vader het daaroor laat skryf in Jeremia 10. So, dit is maar net, ek sal nog opnames maak oor dit. Gaan kyk daarna, besluit self of jy die heilige dae van God gaan volg, of jy die tradisies van die kerk gaan volg, wat teenstrydig is met dit wat die God van die Bybel sê. En nêrens, ons kan in debat gaan oor dit, nêrens het Messias nie die Shabbat geëerbiedig nie. En ek weet daar, ons gaan nog praat oor die doktrine van hy is die Here van die Shabbat, in die regte konteks, nie in dit wat die kerk sê nie. En ons sal kyk of Paulus en die ander apostels die Shabbat geëerbiedig het. Nou ja, geseënde dag, praat ek oor die profesie van Matteus 24.